Goeiemôre geliefdes. Welkom by ons Devoted Saturday boodskap. Ek bring vandag vir julle 'n stukkie uit ons Swaatjies van Geloof dagboek uit, wat gaan oor genesing. Hoe baie belangrik genesing is en hoe kosbaar dit is. En natuurlik, wat sê die Bybel vir ons en wat kan ons leer daarvan? So ek lees vir julle gou. Genesing is 'n geskenk van God. Genesing is meer as 'n fisiese herstel, dit is 'n herstel van die siel, die vernuwing van geloof en die vertroosting van God se teenwoordigheid. Die Bybel leer dat genesing van die Here kom, of dit nou deur wonderbaarlike ingryping, geestelike vernuwing of die vrede wat alle verstand te bowe gaan is. Wat leer die Bybel ons oor genesing? In Psalm 147 vers 3 sê hy genees die gebrokenes van hart en verbind hulle wonde. Jeremia 17 vers 14 sê, maak my gesond, Here, en ek sal genees word. Red my en ek sal gered word, want U is die een wat ek prys. Jesaja 53 vers 5 sê, deur sy wonde is ons genees. Jakobus 5 vers 14 tot 15 sê, is daar iemand onder julle wat siek is? Laat hulle die ouderlinge van die gemeente roep om oor hulle te bid en hulle met die olie te salf in die naam van die Here. En dan Matteus 10 vers 8 sê, maak die siekes gesond, wek die dooies op, reinig die melaatses, dryf duiwels uit, julle het dit verniet ontvang, gee dit verniet. Soos ons gaan kyk in die Bybel, wat se figure in die Bybel het genesing toegepas of ontvang. As ons gaan lees van Elia, hy het vir die weduwee sy seun gebid en God het sy lewe herstel. In 1 Konings 17 vers 17 tot 24. Elisa, hy het die Naam se melaatsheid genees, wat wys dat genesing deur geloof en gehoorsaamheid kom. Dit kan ons lees in 2 Konings 5. Jesus, sy bediening het boekdele gespreek van genesing. Hoeveel mense het hy nie genees toe hy op die aarde gewandel het nie? Hoeveel mense genees hy nie tot en met vandag toe nog steeds nie? Sy bediening leer ons hoe kosbaar genesing deur geloof kan plaasvind. En dan kyk ons na Petrus en Paulus. Deur die krag van Christus het hulle die siekes genees en wonderwerke verrig. In Handelinge 3 vers 6 tot 8 en Handelinge 28 vers 8 tot 9. So die Bybel leer ons so baie van genesing. Dit leer ons so baie waarde van genesing en hoekom genesing kosbaar is. Onthou, genesing is nie net vleeslike genesing nie. Dit kan emosionele en geestelike genesing ook wees. So hoe belangrik en kosbaar is genesing in die Bybel? Genesing is noodsaaklik vir geestelike, emosionele en fisiese herstel. Die Bybel beklemtoon God as die geneeser. In Eksodus 15 vers 26 verklaar, ek is die Here wat jou genees. Genesing deur geloof in Markus 5 vers 34 sê, dogter, jou geloof het jou genees, gaan in vrede en wees verlos van jou lyding. Genesing is 'n teken van God se koninkryk. Jesus se genesing het die krag en teenwoordigheid van God se koninkryk op aarde gedemonstreer. En dan genesing deur gebed. Jakobus 5 vers 16 sê, moedig gelowiges aan om vir mekaar te bid vir genesing. Jesus se bediening, Jesus se wandel, Jesus se tydperk op die aarde, leer ons deur Matteus 9 vers 12 wat sê, die gesondes het nie 'n dokter nodig nie, maar die siekes. Lukas 8 vers 50 sê, moenie vrees nie, glo net en sy sal genees word. Johannes 11 vers 25 sê, ek is die opstanding en die lewe, wie in my glo sal lewe, al sterwe hy ook. En
hier verwys Jesus na die ewige lewe wat ons ontvang deur hom. En dan in Markus 10 vers 52 sê, gaan, jou geloof het jou gered. Jesus het met medelee genees en getoon dat genesing 'n uitdrukking van God se liefde en genade is teenoor ons. So genesing is kosbaar. Genesing is vleeslik, emosioneel en geestelik. Talle mense in die Bybel het genesing toegepas sowel as ontvang. En Jesus gee ons daai selfde krag en autoriteit om genesing toe te pas op ander en op onsself. Hy sê vir ons bid vir mekaar vir genesing. Hy sê vir ons deur ons geloof sal ons genesing ontvang. So genesing is nie net daar om dit vir ander te doen nie. Genesing is ook daar om dit vir jouself te doen. Jesus gee ons daai Heilige Gees binne in ons om hierdie werke toe te pas. En het jy geweet dat genesing is ook 'n gawe van die Heilige Gees? Dit is ook een van die gawes wat die Heilige Gees kan operate binne in jou. So my laaste besinning oor genesing aan julle vandag is: genesing is 'n reis. Soms onmiddellik, soms geleidelik, maar altyd gewortel in God se liefde. Of dit nou fisies, emosioneel of geestelik is, sy genesende krag is beskikbaar vir almal wat hom soek. So ek herhaal en sê weer vir julle, julle geloof sal julle red. So ook sal julle geloof vir julle genesing gee vandag. Dit maak nie saak vir wat jy genesing nodig het nie, maar glo net daarin dat die Here dit wat hy in die Bybel as al hierdie beloftes wat ons nou gelees het, gee. Daai selfde verse is net soveel waarde of net so geldig vir jou ook. So mag julle almal op hierdie Saterdagmiddag genesing ontvang vir waarvoor ook al jy dit nodig het. Mag julle daai genesing vandag ontvang en ek bid dit toe oor julle in die heilige kosbare naam van Jesus. Wees geseënd en gesond.